Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Nou is God se tyd. Want hy sê, in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor, en in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae. Kyk, nou is die dag van heil. 2 Korintiërs hoofstuk 6 vers 2. God het wette vasgestel vir die regering, nie net van lewende wesens nie, maar van al die werkinge van die natuur. Alles is onder vaste wette, wat nie geïgnoreer kan word nie. Soos die engele is die inwoners van Eden op proef gestel. Hul gelukkige toestand kon slegs behou word op voorwaarde van getrouheid aan die Skepper se wet. Hulle kon gehoorsaam wees en lewe, of ongehoorsaam wees en vergaan. God het hulle die ontvangers van ryk seëninge gemaak, maar as hulle sy wil sou verontagsaam, kon hy vir die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, hulle nie spaar nie. Oortreding sou sy gawes verbeer en ellende en ondergang oor hulle bring. Adam en Eva het die wet van God oortree. Dit het noodsaaklik gemaak dat hulle uit Eden verdryf en van die boom van die lewe geskei moes word, want om daarvan te eet na hulle oortreding sou die sonde laat voortduur. Die dood het die wêreld binnegekom as gevolg van oortreding, maar Christus het sy lewe gegee sodat die mens nog 'n beproewing sou hê. Hy het nie aan die kruis gesterf om die wet van God af te skaf nie, maar om vir die mens 'n tweede proeftyd te verseker. Hy het nie gesterf om sonde 'n onsterflike eienskap te maak nie. Hy het gesterf om die reg te verseker om hom te vernietig wat die mag van die dood gehad het, dit wil sê die duiwel. Dit is onmoontlik vir mense om die redding van die siel na die dood te verseker. Hierdie lewe is die enigste tyd wat aan die mens gegee word om vir die ewigheid voor te berei. Proeftyd word aan almal toegestaan, sodat almal karakters vir die ewige lewe kan vorm. Geleentheid sal aan almal gegee word om te besluit vir lewe of dood. Die proeftydperk van diegene wat kies om 'n lewe van sonde te lei en die groot verlossing wat aangebied word te verwaarloos, sluit wanneer Christus sy bediening ophou net voor sy verskyning in die wolke van die hemel. Nou is die uur van proeftyd. Nou is die dag van verlossing. Nou is God se tyd.